Kom ons praat met die Here in gebed. Here God, hoe onbeskryflik is dit om te dink aan U. Ons het nie die woorde om te omskryf wie U is nie. Ons het nie die vermoë om vas te vat wie en waar en hoe U is nie. Daarom buig ons net voor U. Daarom kom ons net voor U en vra, Here, in hierdie tyd wat ons na Pinkster kyk, kom deur die Heilige Gees en kom in besonders en raak elkeen van ons aan op 'n manier wat ons innerlik sal vernuwe en verander om in te pas by U volmaakte wil. Kom deur die woord en Heilige Gees en praat met ons. Maak ons getroue hoorders van U woord en wees verheerlik in Jesus naam. Amen. Vra jy om saam met my te blaai na Romeine hoofstuk 11 toe, Romeine 11 vers 33 tot 36. Paulus is hier besig met 'n baie ingewikkelde verduideliking oor wat geloof is en hoe dit werk, en dan ewe skielik stop hy, en hy sing basies 'n gedeelte vir ons, om ons net 'n ander prentjie van die werklikheid te gee. Romeine 11 vers 33, die opskrif aan God die eer, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë, wie ken die bedoeling van die Here, wie gee hom raad, wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Lees tot daartoe. Nou in hierdie tyd, veral in die Pinkstertyd, dink 'n mens oor die Heilige Gees en vorm jy 'n prentjie in jouself van wie God die Heilige Gees is, van wie die Here is, en jy stel jouself voor hoe God is. Nou wil ek dadelik vir jou sê, vergeet daarvan. Vergeet daarvan. 'n slim ou het 'n ruk terug gesê, dat God is die gans andere. God is die een wat ons nie kan verstaan nie. Ons kan hom nie vasvat in woorde nie. Ons kan hom nie in gedagtes vasvat nie. Hoe werk ons met God? Ons het wat ons noem stilte tye of Bybelstudietye of gebedstye of studietye of wat ook al, wat ons uiteenmerk en vir God neersit. En dan kom ons ergens probeer by die Here uitkom, en dan skakel ons af en gaan ons aan met ons gewone program, en ons probeer God beperk tot hierdie dele wat ons aktief aan hom dink, asof hy net teenwoordig is, as ons aktief aan hom dink, asof hy net teenwoordig is, waar ons bewus is van sy teenwoordigheid. En hy is nie. Daarom, toe Paulus kom verduidelik, hulle sê Paulus was 'n baie slim ou gewees, toe kom hy by 'n punt, en hy sê, nou kan ek nie verder nie. Nou kan ek nie verder verduidelik nie. Nou kan ek nie verder probeer om vir julle te sê wie God is nie, want die prentjie wat ek en jy van God het, is verkeerd. Die prentjie wat ons het, is mensgemaak. As jy dink wie God is, dan moet jy 'n plusteken bysit. 'n Plusteken tot in ewigheid toe. Want God is meer as dit. Dink net aan die skepping, dink aan die wonder van die natuur wat verander, die bome se blare wat verkleur, die lug wat uitdroog, die temperatuur wat daal, en ons sien iets van die werking van God raak. Is dit al? Nee. God is baie meer as dit. God is meer as wat ek en jy vir onsself kan voorstel, wat ons onsself kan indink. En selfs as ek hier soos Paulus in verwondering voor God staan en net sê, wow,
dit is onbeskryflik groot, dan sê God, jy het nog niks gesien nie. Jy het nog niks verstaan nie. Jy sien, ons is kerke in hierdie tyd, probeer die Heilige Gees aan mense verduidelik, en sy werking, wonderwerke, die gawe van spreek in tale, die getuienis, alles wat deur die Heilige Gees gebeur. En dan dink ons het God saamgevat, dan dink ons het iets beskryf, ons kom nie naby aan wie God werklik is nie. Hy is soveel meer. En daarom, die beste manier om in geloof te leef, is om in absolute verwondering deurlopend te leef. Ek lees vanmôre in die belydenisgroepie, dat die kragtige werking van God in ons is wat glo. Nou luister hier, na dit staan so in Efesiërs 1, vers 19 en 20, staan daar, dat die krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood uit op te wek, nogal 'n groot krag, dit werk in my en jou wat glo. Hoor jy dit? Daardie magtige werk van sy krag, wat nie net lewe uit die dood bring nie, wat die ewige verandering gebring het in Jesus Christus, daardie krag werk in ons wat glo. En nou moet ek weer vir jou vra, glo jy? Glo jy regtig? Dan is daardie werking tot jou beskikking, en juis in die Pinkstertyd, wanneer ons dink aan die werking van die Heilige Gees in ons lewens, ons leef in die dimensie van Pinkster, ons leef in die tyd van Pinkster, wanneer Jesus gekom het, om in ons lewens in te kom, en deur ons te werk. God werk in ons lewens, kragtig, ons kom dit nie agter nie. Ons is so blind geraak met ons eie idees, want my idee is vir my belangriker as wat die Bybel vir my sê. My idee is vir my belangriker as wie God self is, want ek verstaan hom uit my idee uit, in plaas daarvan om terug te staan, in plaas daarvan om te sê, maar Here, wie is U? Wie is U? Dink aan jou week, dink aan alles wat jy in hierdie week gedoen het, aan alles wat jy beleef het, en stop, en sê vir jouself, ek het nog niks gesien nie. Ek het nog niks gesien nie. Jesus sê vir die disippels, as ek vir julle met julle praat oor die aardse, sê hy vir Nikodemus op 'n stadium, en julle verstaan dit nie, hoe gaan julle verstaan as ek die hemelse met julle deel? Ons lees en ons sien. Hulle sê as 'n mens na die sterre kyk, dan sien jy 'n smal spektrum van die heelal raak, beperk tot die tyd wat die lig vat om ons te bereik. Ons sien nie rondom die aarde nie. Dis net 'n deeltjie van sy skepping wat ons nie kan sien nie. Wat van die res van wie God is? Wat van die res van wie hy is? As ek gaan deur my ervarings, wat ek van die oggend af ervaar, wat ek beleef, en dan onthou ek skielik, ek moet aan die Here gedink het. Hy is meer as dit. Hy is baie meer as dit. Jy sien, my perspektief oor God moet verander. Ekskuus tog. Hoe ek God verstaan en hoe ek na God kyk, moet verander. Dit beteken dat ek moet oop wees, nie oop vir enige gemors nie, oop vir sy woord, oop vir die getuienis deur die Heilige Gees, die getuienis deur die lewe van mense om my, die getuienis van God in die natuur. Ek moet oop wees vir hom.
Want hy is meer, onbeskryflik meer. Weet jy wat beteken onbeskryflik? Dit beteken dat my gedagtes, my hand, my pen, my selfoon, my rekenaar, niks kan vasvat wie God is nie. Ons praat van kunsmatige intelligensie en hoe dit die wêreld ontspan en jy enige iets kan intik, enige iets kan op 'n stemboodskap inpraat en dit kom vir jou uit. Jy het nog niks gesien nie. Dis niks. Dis niks. As jy sien wie God is en bo dit uitstaan. Iemand vra vir my, waar kom God vandaan? Hoe het hy gebeur? Hoe het hy ontstaan? 'n eerlike vraag, maar waar kom die vraag vandaan? Dis my manier van verstaan van die werklikheid. Ek verstaan die werklikheid soos dit ander goeie sien. Ek verstaan die werklikheid soos ek sien iets gebeur. Dit het 'n beginpunt, dit het 'n verloop en dit het 'n afsluiting. En nou projekteer ek dit op God. Met ander woorde, God moet 'n beginpunt hê. Hy het nie. God het nie 'n beginpunt nie. God het nie 'n punt waar hy nie eers nie was en toe gebeur het nie. God is. God is. Jy sien, dis ons dilemma. Ek het nie die woorde om te verduidelik wie God is nie. Hy is. Daarom toe Moses vir hom vra, wat is u naam? Toe gebruik hy die Hebreëse woord Eje Asher Eje. Ek is wat ek is en ek sal wees wat ek sal wees. God is 'n werkwoord. 'n werkwoord wat nie 'n begin het nie, wat nie 'n einde het nie, wat ewig is. Ons verstaan nie die ewigheid nie. Ons verstaan dit nie. Hierdie God wat ewig is, hierdie God wat onbeskryflik, onverstaanbaar en wonderlik is, het besluit om na my en jou toe te kom, om by ons te kom kuier, om te kom mens wees soos ons. Dis nog minder verstaanbaar. Hoekom? Wie is jy? Wie dink jy is jy? En wie dink ek is ek? Dat God wat ewig is, wat onbegrens is, onbeperk is, onbeskryflik is, die tyd laat stilstaan in my en jou tyd, in die paar jaar wat ons op aarde is en sê, ek wil met jou tyd spandeer. Ek wil tyd met jou spandeer. Kan jy probeer dink wat dit beteken? Dat hy wat ewig en onbeskryflik is, uit die ewigheid uittreë en kom mens word vir my en jou. Hy wat alles gemaak het. Daar's 'n foto wat geneem is toe 'n vaartuig Mars toe gevaar het en omgedraai het na die aarde toe en 'n foto geneem het van die aarde. En daar's nie 'n foto nie, daar's 'n klein spikkeltjie in 'n breekdeel lig wat vir ons wys wat die aarde is. En nie die heelal nie, die een wat die heelal gemaak het, stop. En hy kom tot stilstand, en hy kom na my en jou toe, en hy sê vir my en jou, ek het tyd vir jou. Ek het tyd vir jou. En as ek nou 5 minute gebid het, dan dink ek by myself, joh, ek het daarom iets gedoen, hè? En die God van die ewigheid bring die tyd tot stilstand. En die God van die ewigheid sê, ek het tyd vir jou.
Ek het tyd vir jou, die bietjie tyd wat jy vir my beskikbaar het. Daarvoor stop ek die ewigheid vir jou, omdat ek vir jou omgee. Hoekom vertel ek vir jou hierdie goed? Hoekom staan hierdie goed in die Bybel? Sodat ek en jy net 'n bietjie wakker geskit kan word en net 'n bietjie kan besef met wie het ons te doen. Ons het te doen met die God van die heelal, met hy wat groter is as enigiets wat ek kan sien, wat ek kan verstaan en kan insien. Maar deur die Heilige Gees kom wees hy by my. Kom wees hy by my. God is by my. God is by jou. Die een wat die ewigheid in sy hande hou. Die een wat is by ons. Dis Pinkster. Dis wat Pinkster beteken. Pinkster beteken dat ons opnuut moet besef dat die Heilige Gees, God, is by ons. Hy is by ons. Maar weet jy, nou is ek so bewus van die goeders om my en die goeders in my, die goeders wat my raak, dat my oë en my sintuie en my manier van verstaan so toegemaak word, so versluier word, dat ek God nie kan sien en verstaan nie. Ek moet bykom. Ek moet regtig bykom en my kop oopmaak. God is nie daar om vir my te verduidelik nie. Hy is daar omdat hy vir my omgee. Die Heilige Gees kom, sê die Bybel vir my, en stort die liefde van die Here in ons hart in. Nou verduidelik 'n mens die liefde van die Here. Dis die ewige God wat alles gemaak het, wat tot stilstand kom en sê, jy is vir my belangrik. Jy is vir my belangrik. Ek stop myself vir jou. Ek stop myself vir jou, want ek wil nie hê jy moet hier verlore gaan nie. Ek wil nie hê jy moet ten gronde gaan nie. Ek wil hê jy moet ewig saam met my wees. Ek wil hê jy moet deel aan dit wat groot is. Wanneer laas was jy op 'n plek gewees, of dit in die natuur is, of dit in tegnologie is, of dit in wetenskap is, of dit in IT is, waar jy in verwondering gestaan het en gesê het, wow, kan dit wees? En die Here sê, jy het nog niks gesien nie. Jy het nog niks gesien nie. Ek wil dit vir jou wys, ek wil hê jy moet deel daarin. Maar nou dink ek kan God hier so my hande vasvat. Ek kan iets van hom op 'n stuk papier neerskryf. En ek kan sê, dis God. Kan nie. Ek kan nie. Maar daardie God druk sy vinger op my hart vanmôre en op jou hart vanmôre en sê vir ons, ek is lief vir jou. Ek sien in jou waarde. Ek sien in jou 'n toekoms. Ek sien in jou 'n lewe wat nou begin en vir altyd aanhou. Dit wat jy nou leef, dit wat jy nou ervaar, is niks. Dis 'n saadjie. Dis 'n saadjie wat moet ontkiem, wat moet ontwikkel. Kan ons dit insien? Dat hierdie lewe wat ons nou ervaar, is niks. En die ewige God kom na ons toe deur die Heilige Gees en hy roep oor ons die lewe uit. Hy sê vir ons, leef, leef, leef met soveel geesvervulde entoesiasme, dat daardie lewe so kragtig is, dat dit sal aanhou vir altyd.
Ek weet nie of jy al by 'n perdereisies was nie. Jy hoef nie te sê nie, want dan dink ek dalk jy dobbel. Maar as jy by 'n perdereisies kom, dan is daar nie perde in hokke toe. Die adrenalien is so in daardie perd opgewel, dat hulle te hek voor hom, om hom te keer om te hardloop, want hy kan homself nie inhou nie. En dan op 'n stadium, dan word daardie hek weggevat, en al daardie energie bruis uit, en daardie perd hardloop teen vol spoed daaruit. En ek en jy, met die krag van die opgestane Christus in ons, is ons meer as 'n perd wat agter 'n hok staan om uit te kom. God is in ons. En hy wil hê ons moet lewe. Hy wil hê ons moet alles wat hy vir ons gee, moet ons voluit lewe. En daarvoor gaan. Dink aan wat jy in hierdie week moet doen. En dink hoe sal dit werk as iemand langs jou staan wat enigiets kan doen. Dan sal jy mos kans sien om enigiets aan te vang, om enigiets te doen. Nou wil ek vir jou sê, hy's in jou. Hy's in jou deur die Heilige Gees. God wat alles kan doen, is in my en in jou deur die Heilige Gees. En niks sal hom keer om dit te maak werk nie. Daarom kom ons gaan na die Here toe. Ons sê vir hom, Here, hier is ons. Hier is ons as mense. Ons kom met die klein bietjie begrip wat ons het. Ons kom met die klein bietjie kennis wat ons het. En ons wil saadmense wees. Ons wil hê dat U ons deur die Heilige Gees kom nat maak. Kom laat ontkiem, sodat ons kan groei, sodat ons uit ons dop uit kan bars, soos 'n saadjie uit sy dop uit bars, en iets met 'n nuwe karakter uitgroei. So wil die Here hê, ek en jy moet met 'n nuwe karakter uitgroei in die tyd van die Heilige Gees, en lewe. Hy wil nie hê ons moet oorleef nie, hy wil hê ons moet voluit lewe, want hy het dit vir ons in ons hand gegee. Hy sê, ek stop die ewigheid vir jou. Vir jou. Jou naam is soos 'n tatoeëermerk in die hand van die Here. Hy wat alles gemaak het, wat groter is as wat ek kan beskryf. My naam en jou naam staan in sy hand geskryf. So as God sy hand optel, dan lees hy my en jou naam. En hy trek ons in die ewigheid in. En hy sê vir ons, dit begin deur die werk van die Heilige Gees. Lewe en moet laat niks jou keer nie. Kom ons gaan in gebed na hom toe. En ons buig voor hom en ons gee oor aan hom, sodat hy die almagtige, die ewige, die gans andere vir ons iets van homself kan wys en ons dit kan lewe. Amen.